Genesis 4 vers 1 tot 26. Kain en Abel, die afstammelinge van Kain, Set. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborene van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en roer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal hy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore, en Irad was die vader van Michael, en Michael was die vader van Metusael, en Metusael die vader van Lamech, en Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Silla. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op sitters en fluites speel. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerhande koper en ysterinstrumente gemaak het, en die suster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem, vroue van Lamech, luister na my woord, voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes, want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep.